Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom aan elkeen volgende hier in die erediens. Mense kan sien die kerk raak net so 'n bietjie leer. Dis vakansie, so baie ouens is mos al besig om die pad te vat. Ons 'n bietjie te gaan voete opsit, maar ek is dankbaar vir elkeen van julle wat volgende hier is. Mag die Here vir ons seën as ons so saam is in sy teenwoordigheid. 'n Besondere woord van welkom ook aan ons twee jong mense wat die roetemerker vir jong volwassenes gaan doen, Isai en Jan George. Mag dit vanoggend vir julle spesiaal wees. Saam met familie, saam met vriende, ook die wonderlike wete dat julle voor 'n gemeente net kan kom sê, ons is lief vir die Here. En al gaan ons volgende jaar verskillende rigtings in, mag ons weet, die Here is by ons en ons kan sy getuie wees. So mag dit vir julle ook 'n besondere Sondag vanoggend wees. En die lig dat die besoekers ook is, kom ons draai 'n bietjie na mekaar toe, ons sê ook vir mekaar hallo. Die kerkkantoor is daarom van maandag af weer oop. Alles maak nie net toe nie. Die kerkkantoor is oop. U is welkom om die kerkkalender te gaan afhaal. 2026 se kerkkalenders is klaar gedruk. Dit is by die kerkkantoor beskikbaar. Ons sal dit ook in hierdie week beskikbaar stel vir kerkraadslede om stelselmatig dan nou ook uit te deel in die wyke. En dan kan ek nou al praat, ek het in die konsistorie gesê, ek kan nou al praat oor Februarie volgende jaar, is dit alraai? Ons praat gou oor 2026. 2026, 13, 14 en 15 Februarie is ons gemeentekamp by Guano Caves. Net hier so buitekant Montetjie. As jy 'n bietjie meer inligting wil hê, kom gesels met my. Daar is maar beperkte plotte beskikbaar. So stuur vir my e-pos, stuur vir my WhatsApp as jy graag 'n plot sou wou bespreek. Die ander aankondigings het jy ontvang by die deure en dit is ook op Facebook beskikbaar. Kom ons sing nou staande saam Vlamlied 87 en dan bly ons staan vir die voorte van die seëngroet. Ek wil na U luister, my hart vir U opmaak, dat U my kan aanraak. Open my ogen, my hart en my woorden, dat ek U ken weer. Ik voor U kan leven, hier waar ik zo kom, opdraai ik vergiffenis, en heilig mijn zonde, steek jij nog vermaken, open mijn ogen, verander mijn leven, dat ik niet kan liegen, ik wil U leven. Ons fotum hier op die tweede Adventsondag, Jesaja 9. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. En is met hierdie woorde wat ek elkeen groet, genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, van Jesus Christus ons verlosser en ons vriend, en van die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk om God se beloftes ook vir ons waar te maak. Amen. Vriende, kom ons sing 'n loflied, is 'n Kerslied. Kom ons sing lied 364. Ek gaan vra dat ons dames vir ons sing die Gloria en die Excelsis Deo en dat ons mans
U kom loof die Here sing. Ons sing daarvan al 3 die verse. Vriende, vanoggend vier ons die tweede Sondag in Advent. Verlede week toe Dominifanus die preek weer waargeneem het hy vir ons die Adventstyd ingelei en was die fokus op die eerste Sondag van Advent, die kers wat aangesteek is, was die kers van hoop. Nou ek dink almal van julle sal met my saamstem is dat vrede is iets waarna almal van ons smag. Vrede in ons huise, waar spanning maklik opbou en waar hierdie spanning dikwels families en gesinne uitmekaar uit kan dryf. Vrede in ons land, waar daar baie onsekerheid, baie geweld en baie frustrasies is. Maar dan ook vrede in ons eie gemoed, waar die gedagtes soms so stormwinde alles wil deur mekaar waai en die kaarthuisie in mekaar laat tuimel. En wanneer 'n mens dink en wanneer jy praat oor vrede, dan wonder 'n mens eerlik, is vrede regtig moontlik? Is vrede moontlik hier waar ons lewe? Hier waar ons lewe in 'n wêreld en in 'n tyd wat dit vir ons voel asof alles buite beheer is. Asof alles vir ons stikkend en seer voel. En die wonder dat wanneer ek en jy na die Bybel toe gaan, die Bybel nie vir ons antwoord met 'n goedkoop, ag, moenie worry nie.
Ag, moenie bekommer nie, iewers sal alles eendag dalk uitwerk. Die Bybel gebruik 'n beeld, 'n eerlike, opregte beeld, en hy gebruik die beeld van 'n stomp. Jesaja praat vir ons met die stomp van Isaia. In daardie tyd het 'n stomp absolute wanhoop beteken. Want 'n boom is afgekap. Sy stam lê daar. Dit lyk dood. Dit lyk nutteloos. En Jesaja kom en hy gebruik dit as 'n beeld, hy gebruik dit as 'n prentjie om iets te verduidelik van die koninkryk wat verwoes is. Iets van 'n toekoms wat afgekap is en wat dood is. Van 'n vrede wat verby is. Maar dan kom Advent. Dan kom Advent en Advent sê, wag net 'n bietjie, trek so 'n bietjie die handbriek op, gee net gou 'n kansie, dis nie die einde van die storie nie. Uit daardie stomp sien Jesaja iets groei. Hy sien 'n klein takkie wat begin uitloop. Hy sien die lewe groei voor hom. Hy sien hoe God nuwe lewe laat uitspruit, waar mense gedink het, net dood, en die einde is in sig. Ek dink ek en jy ken hierdie tyd van die jaar ook daardie stomp gevoel. Ook in ons tyd lyk dit of dinge soms afgekap is. Of dit dood is, of dit maar net weggegooi kan word. Ons sien dit, ons beleef dit, ons ervaar dit in ons land, in ons gesinne, maar ook in ons eie menswees. En daarom wil ek vir jou op hierdie tweede Advent Sondag herinner van God se fluistering deur sy Gees, wat by elkeen van ons persoonlik kom stop, en ook vir jou wil kom sê, dis nie die einde nie, dis nie klaar nie, God is nog nie klaar nie, hy laat steeds nuwe lewe uitsprei. Juist daar waar ek en jy net dood en donker sien. En daarom gaan ek vir hom vra om vanoggend vir ons die tweede Adventskers te kom aansteek. 'n klein vlammetjie, maar 'n groot teken van God se vrede wat steeds groei. God se vrede wat 'n werklikheid is. God se vrede vir my en vir jou. Kom ons sing 'n lied, ons gaan die lied sittende sing, lied 329, want so lief het God die wêreld gehad. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vriende, as jy jou Bybel het, kom ons maak dit volgende oop by ons teksgedeelte, Jesaja 11. Jesaja 11 vers 1 tot 10 gaan ons saam lees. Dit is dan nou ook die teksrooster gedeelte wat in die leesrooster beskikbaar gestel word vir die hele wêreld. So almal wat vanoggend deel is van die eredienste, sou hulle die leesrooster gebruik, reg oor die wêreld word daar gelees. Uit Jesaja 11 vers 1 tot 10 en ek lees dit uit die Dowe Bybel uit. 'n kind sal gebore word. Min mense het oorgebly van die nageslag van Isaia. Hulle is soos 'n boom se stam wat oorgebly het in die grond, wanneer iemand die boom afgekap het.
Maar uit daardie boomstam sal 'n takkie groei. En dit sal vrugte dra. 'n kind sal gebore word en hy sal koning word. Die gees van die Here sal by hom wees. Daarom sal hy wysheid en verstand hê. Hy sal weet wat om te doen. En hy sal dit kan doen. Hy sal naby die Here wees en hy sal hom dien. Hy sal bly wees omdat hy die Here kan dien. Hy sal 'n regter wees wat dieselfde doen aan almal. Hy sal nie luister na kinderstories nie. Wanneer die arme mense in die poort kom, dan sal die koning reg doen aan hulle. Hy sal reg doen aan die mense wat nie belangrik is nie. Hy sal regeer oor almal in die land en wanneer mense verkeerd doen, dan sal hy sê, hulle moet sterf. Hy sal 'n koning wees, wat regverdig sal regeer, en hy sal eerlik wees. Die lam en die wolf sal saam woon. Die luiperd sal by die bokke lê. Die leeu en die kalf en die bees sal saam wees. En 'n seentjie sal vir hulle sorg. Die koeie en die beer sal saam gras vreet. Hulle kleintjies sal by mekaar lê. En die leeu sal gras vreet soos 'n koei. Klein kindertjies sal by slange se gate speel en hulle sal aan die slange val. Die Here sê, op my gewyde berg sal niemand verkeerd doen nie. Niemand sal iets breek nie. Die see is vol water en so sal die land ook vol mense wees wat naby my wil wees. Daardie dag sal die koning van die nageslag van Isaïe 'n teken wees vir die volke dat hulle moet kom. Hulle sal vir die koning vra wat hulle moet doen en sy woonplek sal baie mooi wees. Vriende, die eerste deel van hierdie verhaal uit Jesaja wat ons vanoggend saam gelees het, speel af in 'n baie donker en deurmekaar tyd in Juda se geskiedenis. Die Assiriërs maak groot moeilikheid. En die volke in die omgewing voel bang en voel onseker. Maar ook in hierdie tyd hoor hulle die boodskap van oordeel oor en oor van God na hulle. God wat vir die volk sê, maar julle het my vergeet. En dit is tussen al hierdie deurmekaar, en dit is tussen al hierdie chaos, en dit is tussen al hierdie onstuimigheid, breek daar telkens lig deur. En Jesaja 11 vers 1 tot 10 is een van daardie ligpunte wat soos 'n sonstraal deur die donker wolke breek. Want Jesaja herinner hulle dat daar altyd 'n groep mense sal wees wat aan God sal vashou, wat aan God gehoorsaam sal wees. Al lyk dit of die wêreld rondom hulle omval. En God sal hulle versterk. God sal by hulle wees. God sal vir hulle help. God sal hulle versterk. God sal hulle opbou. Dis asof God sê, selfs al voel jy soos 'n afgekapte boomstomp, moenie moed verloor nie. Daar is nog lewe, want ek, jou God, is nog nie klaar met jou nie. Robert Louis Stevenson, op die bord. Robert Louis Stevenson vertel 'n aangrypende verhaal van 'n skip in 'n verskriklike storm. Die golwe slaan oor die dek, die winde fluit.
bitter erg, en die skip is gevaarlik naby aan die rotse. Die mense daaronder in die kajuit begin paniekerig raak. Hulle fluister so agter die hande vir mekaar, ons gaan dit nie maak nie. Ek sê vir jou, ons gaan dit nie maak nie. Een van die mans wat hierdie boodskap gehoor het alle moed by mekaar geskraap en hy het opgestaan en hy het so tussen almal wat fluister en tussen almal wat bang en paniekerig is, het hy opgestap na die dek toe. Het hy geveg teen die wind? Het hy geveg teen die golwe wat oor die boot slaan? Want hy wil gaan kyk wie aan die stuur van hierdie skip is. En ek gaan nou maar sê aan die voorkant van die skip, ek wil eintlik sê aan die boeg, maar dan gaan ek geskel word. Aan die voorkant van die skip, toe sien hy, daar is die kaptein. Hy sien die kaptein is cool en hy sien die kaptein is kalm. Hy sien dat daar geen vrees by hierdie kaptein is nie. Daar's geen paniekerigheid wat by hom sigbaar is nie. Hy staan vas en hy stuur hierdie skip stadig en versigtig en doelgerig terug na die oop see toe. Toe die kaptein daar aan die voorkant van die skip iets gewaar hier aan sy linkerkant, toe kyk hy. En hy sien maar hier is iemand wat so 'n bietjie paniekerig lyk. Hy kyk na hom, hy knik so met die oog en hy glimlag en hy fokus weer voor hom om hierdie skip deur en weg van die rotse te stuur. Hierdie man stap terug na al die bemanning toe wat daaronder is en hy roep hulle bymekaar en hy sê, ek het die kaptein gesien. Ek het die kaptein gesien en hy het geglimlag. Alles gaan wel wees. Alles gaan wel wees. Nou daardie glimlag van die kaptein het nie die storm stopgesit nie. Maar dit het die mense se paniek, dit het die mense se vrees, dit het die mense se wanhoop verander in vrede. Hier's iemand in beheer. Hier's iemand wat presies weet wat hy moet doen. Alles gaan wel wees. Jesaja se profesie hier in hoofstuk 11 is so iets soos God se glimlag vir Juda. In 'n tyd wat hulle bedreig voel, in 'n tyd wat hulle bang is, in 'n tyd wat hulle rondkyk vir hulp by Egipte en by ander volke, kom God deur Jesaja en hy sê, kom kyk op. Kyk wie's aan die stuur. Hierdie kaptein gaan julle nie los nie. Hierdie kaptein stuur 'n nuwe koning. 'n Koning wat vrede gaan bring, wat julle nie ken nie. Vrede wat julle nie heeltemal gaan verstaan nie. 'n Vrede ver bo julle begrip. So kom ons kyk gou so 'n bietjie dieper na ons teksgedeelte uit Jesaja 11. Kom ons kyk wat ons met ons kan saamneem, maar ek wil hier begin. Ek wil hê ons moet by Konings en by Kronieke begin. Wanneer ons by hierdie twee Bybelboeke in die Ou Testament stil staan, dan hoor ons hierdie hartseer koortjie, hierdie hartseer refrein die hele tyd wat God sê van die koning. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En dan kom die volgende koning. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En dan kom die volgende koning. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die konings wat die volk van God moes lei, het hulle meestal juis van God af weggeneem. En in Jesaja se tyd gebeur dit toe weer. In plaas daarvan dat die koning op God vertrou, hardloop hy na die nasies rondom hom toe. Probeer hy politieke ooreenkomste sluit. Probeer hulle eie probleme oplos, eerder as om op die Here te wag. Eerder as om aan die Here getrou te wees.
Maar te midde van hierdie harde woorde, te midde van die woorde van oordeel, kom Jesaja en bring hy God se ongelooflike belofte. 'n Nuwe koning gaan kom. En hy sal soos die ander goeie konings, sal hy uit die nageslag van Dawid wees. Maar hierdie keer gebruik Jesaja 'n ander beeld. Nie van 'n groot sterk boom nie, maar van 'n stomp. 'n Stomp wat uitsprei. So die stomp van Isaai verwys na Isaai, Dawid se pa. Die boodskap is dus helder en duidelik. Dawid se koningslyn lyk afgesaag, lyk uitgekap. Dit lyk asof dit vir eens en vir altyd verby is. Hierdie groot boom lê plat. Hierdie groot boom lyk onbruikbaar. Maar die stomp is nie dood nie. Daar sit nog lewe in. En uit daardie ou afgesaagde stam laat God 'n klein nuwe takkie stelselmatig uitmaak. Uit dieselfde ou koningshuis laat God 'n heeltemal nuwe begin groei. Ja, die volk het terugverlang na die ou goeie dae onder Dawid. En het gehoop dat hulle weer 'n koning soos Dawid sou hê. En nou kom God en hy kom sê deur Jesaja, ek gaan vir julle weer so 'n koning gee, maar nog beter. Hy sal 'n ware verteenwoordiger van my wees. Jesaja beskryf dus hierdie nuwe koning en sê, die gees van die Here sal op hom rus. Met ander woorde, God kom sê vir Juda wat bang is, wat onseker is, kom sê Jesaja, ek gaan weer vir julle 'n koning gee wat werklik 'n koning is. Iemand wat my God se gesig soek, iemand wat my God se hart vir julle dra. Soos die kaptein op die skip wat rustig die roer vashou en glimlag. So sal hierdie koning die volk deur die storms en chaos en deur mekaar van hierdie wêreld lei. Hy sal dit doen, want hy's 'n ware koning. Die gees van die Here, is op hom. Maar Jesaja stop nie daar nie. Hy sê nie daar kom net 'n nuwe koning nie. Hy beskryf in detail presies wat gaan gebeur as hierdie koning begin regeer. En dan gebruik hy die een prentjie op die ander prentjie om iets te verduidelik van wat gaan gebeur as hierdie koning regeer. Prentjies wat eintlik ons as mense se verbeelding omkrap. Want dit klink absoluut onmoontlik. Wat kom doen Jesaja? Jesaja kom wys vir ons hoe radikaal anders God se vrede is. En daarom gebruik hy hierdie dramatiese beelde. Wolwe saam met skape, leeu's wat gras eet, kinders wat veilig tussen slange speel. Dinge wat ons weet. Dinge wat ons vir ons heilige siel weet. Nie natuurlik gebeur nie. So Jesaja kom en hy kan beklemtoon dat wanneer hierdie koning regeer, gebeur daar iets so diep. Daar gebeur iets so werklik, dat selfs die grootste vyandskappe, selfs die grootste vrese in God se hand, hulle krag verloor. Want die vrede waarvan Jesaja praat, is nie maar net 'n bietjie minder oorlog, of 'n bietjie minder gestry, of 'n bietjie minder konflik. Dis 'n vrede wat tot in die wortels van die skepping ingaan. Alles kom onder die heerskappy van God en alles begin weer doen waarvoor God dit gemaak het. En daarom moet ons onthou, hierdie vrede begin by God.
Hierdie vrede begin by God. Nie by my slim plannetjies nie. Die nuwe koning, die spruit uit die stomp, bring nie 'n valse vrede nie. Hy bring God se koninkryk al hoe nader. In die 83 vertaling en in die 2020 vertaling staan daar dat hy soos 'n vlagpaal, die woord wat gebruik word daar, hoef nie te tolk nie, is vaandel, soos 'n vlagpaal, soos 'n vlag wat gehuis word, sodat almal dit kan sien. Hier is die ware koning. Hier is die een wat vrede bring, die wêreld, die volke, die nasies kan dit sien. Dis hier. Dis hier waar hoop en vrede lê. En hier die koning. En dis soos die storie van ons skip. Die storm gaan nie maar net skielik weg nie. Maar wanneer jy sien wie aan die stuur staan, as jy sien dat hy wat aan die stuur staan kalm is, en dat hy wat aan die stuur staan glimlag, dan weet jy, hierdie hoop week 1, en hierdie vrede week 2, is werklik. Selfs in die storm, en in die deurmekaar. Kom ons verwissel gou die rad en ons gaan na die Nuwe Testament. Daar gebeur iets wonderliks wanneer ons na die Nuwe Testament toe gaan en die Nuwe Testament toe blaai, dan begin gelowiges iets verstaan van wat God deur al die eeue heen beloof het. Dit kom tot volle vervulling, dit kom tot werklikheid in Jesus Christus wat mens geword het. Wanneer die engele in die nag by die herders verskyn en sing eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense 'n welbehae, dan hoor ons iets van Jesaja se belofte weer klink. Want 'n nuwe koning het gekom. Sy naam is Jesus. Hy is uit die geslag van Dawid. God se gees rus op hom. Hy kom nie net as wonderwerker nie, hy kom nie net as goeie leermeester nie, hy kom as die vredevors. Hy kom as die koning van vrede. Die vrede wat Jesus bring, is nie maar net 'n mooi kersgevoel wat ek in iemand se kaartjie skryf nie. Dit is nie maar net 'n lekker rustige stemming rondom 'n kersboom nie. Dis veel dieper. Paulus beskryf hierdie vrede as iets wat ons verstand te bowe gaan. Dit is daardie vrede wat mense dra in tye van siekte en in tye van beproewing. Dit is daardie vrede wat kinders van God troos in tye van dood en in tye van rou. Dit is daardie vrede wat ons staande hou in tye van krisis en in tye van storm, selfs in onstabiele ekonomiese tye, selfs in politieke onsekerheid. Dit is die vrede wat Christus Jesus bring. Die rede hoekom hierdie vrede so sterk is omdat dit nie rus op jou en my krag nie. Dit rus nie op my en jou planne nie. En dit is nie in my en jou beheer nie. Dit rus alles op God. Dit rus op God. Dit rus op die feit dat Christus die koning, die vredevors aan die stuur is. Dat hy die kaptein is van hierdie wêreldskip en dat hy glimlag. Nie omdat hy die pyn en die nood en die seer wat ek en jy ervaar afmaak nie. Maar omdat hy weet, storms kan woed, golwe kan slaan, maar ek, God, is groter. Ek hou jou vas in die holte van my hand. In my hand is jy veilig en niks en niemand kan jou daaruit ruk nie. Dit is wie ek is.
Die vredevors van alle tye. Die een wat seker maak dat ek veilig is in God se hande. Ek sluit af. Die vrede wat God in Christus vir ons gee, is ook 'n geskenk. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie self maak nie. Ons kan dit nie van checkers van die rak afhaal nie. En ons kan dit nie dat dit afgelewer word deur Checkers 6060 nie. Ons kan net ons hande oopmaak en dit ontvang. Ek kan net my hande oopmaak en God gee dit vir my as 'n geskenk. Iets wat daarmee saamgaan, is dat hierdie vrede wat God in Christus gee, nooit by my en jou moet bly nie. Dit mag nie by ons stop nie. God roep ons om draers van sy vrede te wees. In ons huise, in ons gesinne, in ons verhoudings, by die werk, in die gemeente, in ons dorp en in ons land. Ons is draers van sy vrede. Dit wat hy as 'n geskenk vir jou en my gegee het, mag ek 'n draer van wees en mag ek gaan uitdeel in 'n wêreld wat stikkend is en 'n wêreld wat broos is. Ons eie land kreun onder geweld, onder woede, onder onverdraagsaamheid, onder korrupsie. En juis in die midde van hierdie chaos, in die midde van hierdie deurmekaar, sê die Here vir jou en vir my, ek het jou my vrede gegee. Gaan leef dit. Gaan wees jy nou my instrument daar buitekant. Gaan wees jy my hande en my voete in 'n wêreld wat my nodig het. Gaan maak jy 'n verskil. En vanoggend het ons twee jong mense wat sê, dis wat ek wil doen. Dis wie ek wil wees. Ek wil uitgaan in 'n stikkende, brose wêreld. En ek wil 'n draer wees van God se vrede. Ek wil die geskenk wat hy vir my gegee het, wat ek nie vir myself hou nie. Ek wil die wêreld mooier maak. Ek wil die wêreld beter maak. Tot eer van God se naam. Ek wil hierdie geskenk nie vir myself hou nie. Ek wil dit gaan uitdeel. Oral waar ek kom. Ek gaan nou vra dat Isai Mostert en Jan George Viljoen, dat julle asseblief hier voor die kansel sal kom staan. Staan op die kant toe. Nou as ek nou so na julle twee manne kyk, dan wil dit nou vir my voorkom asof julle nou 12 jaar se skool oorleef het. Dis ek reg. En julle lyk nie te sleg na die graad 12 eksamen nie. Ons sal nou maar moet wag almal tot die 13de Januarie toe, né? Maar ek weet jy's op pad Stellenbosch toe. Jan George, jy's op pad Potchefstroom toe. Julle gaan die studentelewe ontmoet. Julle gaan verder studeer en vir julle bekwam in rigtings wat julle glo die Here vir julle inroep. En daar's 'n bietjie opgewondenheid, daar's 'n bietjie bang, daar's 'n bietjie onsekerheid, daar's al daai goeie. En dit is normaal.
Dis oké. Maar weet julle gaan nie net uit Stellenbosch toe en Potchefstroom toe om te gaan student te wees. Julle word gestuur as getuies van die lewende God. En ek nooi julle uit om mooi te luister na die volgende. Aan die einde gaan ek vir jou vra of dit is hoe jy jou pad vorentoe sien. Maar luister gou eers hierna. Julle twee word geroep om die lewende God eerste te stel in alles wat julle doen en aanpak. Julle word geroep om sy lig uit te dra oral waar daar donkerte is. Julle word geroep om sy hoop te bring daar waar daar wanhoop en daar waar daar onsekerheid heers. Ja, om sy vrede uit te leef selfs wanneer mense nie vrede soek nie. Julle is geroep om sy liefde te bring selfs aan die wat moeilik is om lief te hê. Julle word geroep om hom te vertrou wanneer storms en wanneer uitdagings ook oor julle pad kom. Om sy stem te volg. Om sy wil te doen, selfs al beteken dit dat julle sommige van julle eie planne moet eenkant toeskuif. Julle word geroep om moeite te doen met sy woord en met sy koninkryk. Om sy woord so te gebruik om ander te bemoedig, om ander te troos en om ander te lei. Julle is geroep om nie net goddelike vrede te ontvang nie, maar dit ook aan ander deur julle woorde en deur julle dade uit te deel aan elkeen rondom julle. So op die einde van die dag gaan ek by jou wil weet, so ek gaan vir die vraag stel en dan gaan ek afkom en dan gaan ek vir julle geleentheid gee om aan te antwoord. Die vraag is op die einde van die dag, is dit hoe jy jou roeping in hierdie wêreld verstaan? En is dit jou opregte voorneme om hier volgens te gaan leef? Het sy nou Stellenbosch, het sy nou Potchefstroom, het sy orals waar jy mag kom? Dis die vraag. Is wat jy van jou begin? Wat is hardop jou antwoord? Is dit die jy wil gaan leef? Is dit wat jy wil gaan doen? Tot die einde van die dag. Ja. Ek het volgens vir jou die teksgedeelte gegee. Hier is wat jy in vers 9. Ek self gee jou die kraag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik. Moenie bang wees, want ek is die Here jou God. Ek is by jou, oral waar jy gaan. Mag jy hierdie woorde koester in jou hart, mag jy help ons aan leef, want die Here het jou geroep, tot grootheid, tot lewe. Wat is hy? Jy het die groot sandals. Ek is nou die hele paartjie af. Dis een groot werk. Ek weet nie of jy al baie klever leef. Dis nie goed. Glad nie goed. Ek moet jou sê, jy het nie uit afstanders. Ek hoor jou uit om die vorentoe staan. Ek moet in jou in die hoor. Waar die Here volgekom het, en waar hy sy Vader sê, Heilige Gees van jou uitkom, waar hy homself aan jou verdoet,
En jou sê, dis anders. Ek kan God wees. Ek kan ook saam. Amen. Ja, so jy moet die vraag oor die gaan as die is dit nie jy jou roeping en jou taak sien terwyl jy besig is om te spreek? Ek gee vir jou 'n vraag vir teksgedeelte. Die teksgedeelte op die Hebreëse. 1 Timoteus 4 vers 12. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonker sien. Maar as jy vir gelowiges 'n voorbeeld, 'n woord en gedrag, 'n liefde, geloof en heiligheid. Wat die vaste aan die beloftes van die Here, wanneer die Here vir jou sê dat hy die liefde is, dit is saam met hom elke oomblik is. Dan word jy kan dat saam met jy kan ons doen. Al wat ek leer is dis reg. Daar praat jy meer Afrikaans as Engels. Daar is die mooie rivierwol en al die lekker. En hoor also, dis meer as 6. Ek het dit nie gehoor. Maar ek moet vir jou sê, jare gelede is jy geloof. Oor die my. En ek het voorheen gehad om jou te herinner, dat God sy naam oor jou uitgeroep het. Dat hy sê, Jan Jones is verbind aan jou. En ek is waar, wat jy ook weet, wat jy glo, dat die Here vir jou nooit kan los nie. Alles jy waar die vreemde weg is. Dat die Here die eerste gees, deur die dag van die Here. Ek wil vir die Here nie om te draai, kom ons as gemeente staan, kom ons sê die seën van die Here oor die reg, ons kan ons regterhande terwyl ons lê 2:6 Here kom.
En ons dankie ook daarvoor, ook wat die gemeente vir hulle gee. En ek dink aan nou Here, dat hierdie roep, wat ek kosbare roep, sal uitleef met dankbaarheid, met sterkte en oortuiging. En ek dank U daarvoor, vir ons seën hulle Here, en ons weet dat hulle is in die beste hande. Die stuur maar weet wat U doen, en ons dank U daarvoor. Amen. Ek het dit gesê dat die voorsitter van voorkom. En dan is het nou voorreg om met 2 ouers te sê musikaal is. En hulle gaan nou vir die 2 seuns 'n seën medesing terwyl die dankoffers opgeneem word. Soos 'n groot voorreg dat 'n paar eenmaal die voorreg staan en vir hulle seën oor die saak. Hierdie seën Here, kom ons dank ook die Here vir ons opgelaas. Here sing you in the morning, sings a young soul, I cannot voice, even rising, serve you, are they free? Oh
Heilige oomblikke, baie dankie. So. Vriende, kom ons sluit af. As ons die oorwinningslied nou saam sing en Here daardeur ook groot maak. Vriende, voor ek die seën van die Here oor u uitspreek, namens my en Philby wil ons vir elkeen van julle 'n geseënde Christusfees toewens. Mag julle, as julle op die pad is, mag julle veilig wees. Ek en sy en so 'n deel van die kinders, so 'n deel van die tyd, gaan so 'n bietjie by mekaar rustig wees. So ek gaan van Sondag af as ek so 'n bietjie met verlof. Die Pieter is dan weer terug. Maar weet net van ons as gesin se kant, mag julle waarlik 'n Christusfees hê. En mag die belofte van hierdie Jesuskind, wat vrede bring, vir julle ook elkeen waar is. Van die seën van die Here en gaan ook huis toe in sy vrede. Die Here is voor julle om julle die pad gelyk te maak. Hy is agter julle om die aanvalle van die bose te keer. Rondom julle om julle te bederf met sy liefde, met sy sorg en met sy teenwoordigheid. Bokant julle om julle te seën. Onder julle om julle op te tel as julle val en seer kry en die wonde te verbind. Maar wonder is hy ook binne julle deur sy gees om julle voortdurend te herinner wie God is, hoekom hy aarde toe gekom het, dat hy waarlik koning is. Ek seën julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die